So, 'n hartlike goeiemôre en welkom van my kant af en ook aan ons aanlyn kykers. Ek het laasweek toe Stefan Joubert hier by ons kom dien het ek gou na die diens die preek geëdit en ek het dit uitgestuur op YouTube en vanoggend het ek gou gekyk en daai spesifieke boodskap het 18,000 views gekry. So, dis gee die Here al die eer. So ja, hartlike goeiemôre en welkom vir ons aanlyn kykers en ek wil julle aanmoedig om ingeskakel te bly, maar ook om betrokke te raak by 'n gemeente, raak betrokke by 'n kerk en word deel van 'n gemeenskap wat saam met jou en vir jou bid. Yes, amen. So vanoggend se tema is nou wat nou. Nou wat nou? Ons almal het al een of ander tyd in ons lewe hierdie vraag gevra. Veral in 'n moeilike omstandighede, as daar iets slegs gebeur het, dan vind ons onsself op 'n plek waar ons alleen sit en ons sê, nou wat nou? Maar ook, ek glo ons moet daai vraag vir onsself vra, ook in goeie omstandighede, wanneer daar ietsie goeds gebeur het. Soos byvoorbeeld, as jy matrikuleer, is daar enige matrikulante hier vanoggend? Yes. So jy het al hierdie jare so hard gewerk en jy matrikuleer en jy lei daai klokkie by die skool en daar's 'n groot partytjie wat vir jou wag by jou huis en jou vriende en familie is daar en almal celebrate saam met jou. En dan gaan almal huis toe. En jy kry jouself op 'n plek waar jy alleen sit met daai stukkie papier in jou hand, die sertifikaat en jy vra jouself die vraag, nou wat nou? Gaan ek dit wat ek al hierdie jare geleer het, toepas om my eie besigheid te begin, of gaan ek die geleentheid vat om verder te swat, sodat ek in my droomberoep kan word? Dis goed, jy moet jouself hierdie vraag vra. En dit is ook soos wanneer jy 21 word. Jy word 21 en almal maak 'n groot bohaai van jou verjaarsdag. Kom ons sê daar's 'n tema, James Bond tema, en almal doen voorbereiding vir hierdie 21 verjaarsdag, en almal kom celebrate saam met jou, en hulle kom na jou huis toe, en dit is 'n groot partytjie, en almal gaan terug na hulle eie huis toe. En weer eens, kry jy jouself op 'n plek, en jy vra jouself die vraag, nou wat nou? Gaan ek maar hier sit en wag vir my volgende verjaarsdag, of gaan ek die beste wat ek kan doen en 'n sukses behaal vir die volgende jaar wat voor lê? En ons is nou al so 2 weke waar Paasfees verby is, en dit was 'n awesome tyd gewees vir ons as Christene. Die Paasfeestyd is 'n kosbare en mooi tyd vir ons as Christene. Dis waar ons saam met honderde duisende kerke reg om die wêreld onthou en celebrate dit wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis. Billy Graham verduidelik die kruisiging vir my so mooi. Hy sê it is the most important event in human history. Hy sê verder, it was not the people of the Roman soldiers who put Jesus on the cross. It was your sins and my sins that made it necessary for him to volunteer his death. Ek en my vrou het hierdie week ook gepraat oor die kruisiging en sy sê vir my, dis vir ondenkbaar om te dink waar die mensdom vandag sou gewees het as dit nie vir Jesus was nie. En daar's so baie wat gebeur het daai Vrydagoggend, en daar's so baie boodskappe wat daar uitkom, maar vir my persoonlik dink ek altyd aan die 2 misdadigers wat daar saam met Jesus gehang het. Julle kan vir my daai foto opsit. Die boodskapvertaling praat van 2 terroriste. En dit my net laat dink, ons almal was dan seker op 'n tyd 'n terrorist gewees, voordat ons Jesus ontmoet het. Maar ja, my dogtertjie, sy verstaan ook ietsie van wat gebeur het op die kruis. Ek sê vir jou, as my huis nou moet afbrand, is die enigste ding wat ek gaan haal, is daai prentjie. Sy het dit geteken nou oor die Paasfeestyd en
Ja, my baie kosbaar. Dankie Here vir dit. Ja, so die twee misdadigers, een misdadiger het Jesus vervloek en hy het sy redding verloor, maar die ander misdadiger het op die laaste minuut uitgeroep na Jesus en so is hy saam met Jesus in die paradys en hy is tot vandag toe nog daar. En ek wil net vir julle dit lees vanaf Lukas 23 vers 39. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom gelaster deur te sê, is jy dan nie Christus nie? Red jouself en vir ons ook. Nogal redelik selfsugtige beroep wat hy daar doen aan Jesus. Red jou, maar vir my ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man, maar in ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade, maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my wanneer jy in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dit is my so mooi verhaal in die Bybel. Dit was die Vrydagoggend. En toe kom Sondag. Sondag. Party mense noem dit opstanding Sondag, ander mense noem dit Paasondag, maar vir my persoonlik noem ek dit oorwinningssondag, want dit is die dag waar Jesus die dood oorwin het, sodat ons kan lewe en lewe in oorvloed kan kry. Johannes 10 vers 10. Selfs Petrus, toe hy uitgevind het, Jesus het opgestaan uit die dood, het hy gehardloop na die graf toe en die graf was leeg. En tot vandag toe reis mense van al die hoeke in die wêreld om die leeg graf te sien. 'n Hartsbegeerte vir my dit om eendag dit te sien. En dit was die Sondag gewees, 'n awesome oorwinningsdag waar Jesus die dood oorwin het. John S. Weil, theoloog en leraar, verduidelik die opstanding so mooi vir my. Hy sê, die evangelies verduidelik nie die opstanding nie. Die opstanding verduidelik die evangelies. En dit is vir my so 'n awesome en massiewe naweek gewees. Hoekom? Want as daar geen kruisiging was nie, was daar geen opstanding nie. En as daar geen opstanding was nie, is daar geen evangelie gewees nie. En dit was 'n awesome Paasfees tyd vir my gewees. Ek het dit so geniet. Die Vrydag het ons almal bymekaar gekom, ons het bietjie gehuil, ons het nagmaal saam gehad en Sondag het ons saam geselebrate en ons onthou dat Jesus leef. En die Maandag was 'n vakansiedag gewees en toe kom Dinsdag. En in my voorbereiding vir hierdie woord sien ek net hoe daar 'n full stop is. En ons almal gaan aan met ons lewe. Life goes on. En dit is asof die boodskap van die kruis nou sy tyd bereik het. En ons bære die kruis een kant en Kersfees is op pad. Ons Kersfees gaan ons weer praat oor Jesus en hoekom hy hierso was, maar vir nou bære ons eers die boodskap van die kruis. Dis wat ek die laaste 2 weke beleef het in my gees. Maar nee, die Bybel eindig nie by die kruis nie. Na die gebeurtenis van die kruis was daar nog 23 boeke geskryf van mense wat die goeie nuus gedeel het tot hulle dood. Hoekom? Want hulle was passion-driven gewees. Passie gedrewe mense, wat ietsie verstaan het wat Jesus vir hulle gedoen het op die kruis, en hulle kon dit nie vir hulle self hou nie. En so het hulle die evangelie versprei al die wêreld toe. Passie gedrewe mense. En ek wil net so 'n bietjie stil staan by passie gedrewe mense, of kom ons sê passion-driven mense, en moment-driven mense. En as ek op jou tone gaan trap, wil ek net vra dat jy net jou tone onder jou stoel sal skuif.
Want ons gaan net so 'n bietjie vas sit daarso. Maar jy kry in voorbereiding voel dit vir my asof daar twee verskillende Christene is. Jy kry passie gedrewe Christene. Maar die boodskap wat hulle ontvang het en hulle leef dit uit. Hulle bid daaroor, hulle maak 'n deel van hulle lewe. Hulle wag nie net vir die volgende groot dag nie. Elke liewe dag is 'n dag wat hulle tyd spandeer saam met Jesus. Maar nou ook, dan kry ons moment-driven Christene. Hulle is ook opgewonde vir Paasfeestyd. Maak 'n deel van hulle kalender. Hulle kan nie wag vir Paasfeestyd nie, maar dis al. Sodra Paasfees verby is, dan kyk ons uit vir Kersfees. Dan gaan ons weer 'n groot bohaai maak oor Kersfees, maar tussenin gebeur daar niks nie. Maar dalk as daar 'n oorseese predikant kom, dan maak ons weer 'n bohaai daarvan. Ek gaan dit nou maar sê, want ek was daar gewees ook, Passion. Wie van julle was by Loftus gewees toe Passion nie was met Louis Gigolo? Dit was 'n awesome tyd gewees. Die Here was daar. Yes, amazing gewees. Maar jy kry moment-driven Christene wat 'n groot bohaai daarvan maak. Ons maak busse vol, ons print hemde, Passion 2025 en ons gaan daartoe en ons kom weer terug huis toe die aand en dan wag ons net maar weer vir die volgende groot dag. Maar die passion-driven Christen, hy vat 'n notaboek saam. Jy weet, hy rekord die boodskap som op sy foon en hy maak 'n deel van wat hy geleer het daai aand, van wat daai spreker gesê het, en hy leef dit uit, hy skryf dit neer, hy onthou. En hy spandeer tyd saam met Jesus oor die woord daar gesê was. En dit laat my dink aan die huwelik. Ek en my vrou, yes, 11 jaar getroud hierdie jaar. Prys die Here daarvoor. Yes, ek is so lief vir my vroukie. Oh my word. 11 jaar. En ek het nou so 'n bietjie gaan kyk, bietjie gaan Google, maar daar is blykbaar 4 dae in die jaar wat jy nou vir jou vrou of vir jou man, vrouens, ietsie moet doen. Jy moet vir hulle 'n geskenk gee daai dag. So dis nou Kersfees, Valentynsdag, Moedersdag, dis op pad mans, op Vadersdag en dan verjaarsdag. So dis nou die 4 groot dae in die jaar. Nou kan jy jouself indink wat 'n verhouding ek en my vrou sou gehad het. Ek staan elke oggend op, ek sê vir haar ek is lief vir haar en ek gaan aan met my dag. Môreoggend staan ek weer op, sê vir haar ek is lief vir jou en ek gaan aan met my dag. En ek doen dit vir 40, 50 dae tot Valentynsdag. Ja, dan kom Valentynsdag en ek maak 'n groot bohaai daarvan. Ek koop vir haar geskenke. Ek sê vir jou, ek sê vir haar ek is lief vir jou, ek dink aan jou, ek waardeer jou. Jy is so spesiaal vir my. En dan kom die volgende dag en ek word wakker en ek sê vir haar ek is lief vir jou. En ek sê vir jou, ek lief vir jou. Elke liewe dag sê ek vir ek lief vir jou. Maar daar's niks wat tussenin gebeur nie. Tot haar verjaarsdag. Dan onthou ons weer vir my vrou. Dan celebrate ons weer vir haar. Is daar enige verhouding in daai huwelik, as hulle nou sou dink? Glad nie. En dit voel vir my, vir ons, van ons lewe net vir daai moment, maar daar's geen verhouding tussenin met Jesus nie. En dit herinner my aan die 10 meisies, die vergelyking van die 10 meisies, en ek het vir Teresa gevra om dit vir my te lees. Hierdie was my so mooi. Matteus 25 vers 1 tot 13 sê: Dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan, soos met 10 meisies, wat hulle lampe gevat het, om die bruidegom te gaan inwag. 5 van hulle was onverstandig, en 5 was verstandig. Die onverstandiges het hulle olie met hulle saamgevat, terwyl die verstandiges saam met hulle lampe ook olie gevat het. Toe die bruidegom lank wegbly, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak.
In die middel van die nag was daar 'n geroep. Hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet. Toe staan al die meisies op en maak hulle lampe reg. Die onverstandige sê toe vir die verstandiges: Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood. Maar die verstandiges antwoord: Nee, daar is nie genoeg vir ons om vir julle te gee nie. Gaan liewer winkel toe en koop vir julle olie. Terwyl die onverstandiges olie gaan koop het die bruidegom gekom. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe en die deur is gesluit. Later kom die ander meisies ook daaraan en roep: Meneer, maak vir ons oop. Maar die bruidegom antwoord: Ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle nie weet watter dag en uur sal dit gebeur nie. Baie dankie. Ek gee vir Rita 'n groot hande klap. Dit is my so 'n mooi en belangrike gedeelte van in die Bybel van twee groepe. Al twee groepe glo dieselfde. Maar die een groep was meer voorbereid gewees vir die dag as die ander groep. En ek wil jou vra vandag, in watse groep val jy? Is jy soos die verstandige meisies wat voorbereid was, elke dag seker gemaak het, hulle was reg vir die bruidegom? Hulle fokus was nie net op die troue gewees nie, hulle fokus was op die bruidegom gewees. Of is jy dalk soos die onverstandiges? Wat meer gefokus was op die troue, maar geen voorbereiding gedoen het op pad na die troue toe nie. Wat my so mooi was met die opstanding, en dit voel vir my asof Jesus hierdie boodskap gehoor het, wat ek vanoggend preek, maar Jesus het iets verstaan oor wat nou moet gebeur nadat hy opgestaan het. Hy het nie net opgestaan en hemel toe gegaan nie. Nee, hy het nog 40 dae lank, het hy op verskillende plekke, op verskillende tye aan die disippels verskyn. Hoekom? Want hy wou hulle voorberei vir die pad vorentoe. En hy gee vir hulle hierdie bekende vers wat ons amper elke Sondag seker hierso, as nie elke Sondag hierso preek nie, uit Matteus 28 vers 19. Ons almal ken dit. Gaan na al die nasies toe en maak die mense my disippels en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. As iemand julle vra, hoekom doop ons? Dan sê ons vir hulle, want Jesus sê so. Maar wat vir my merkwaardig was, is die laaste vers. Vers 20. Hy sê, en leer hulle om alles te doen, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. Volleinding van die wêreld. Die boodskap vertaling verduidelik het vir my so goed. Sê, vertel hulle hoe belangrik dit is om aan my gehoorsaam te wees en te doen wat ek vra. Bruid van Christus, ek wil julle vra vandag, in watse groep val jy? Is jy 'n passie gedrewe kind van God, wat elke dag net meer en meer wil hê van Jesus? Stefan die Berg het dit laas naweek so goed verduidelik. Hy sê, Paulus was deurdrenk van die boodskap van die kruis. Ek wil julle aanmoedig vanoggend. Wees deurdrenk van die boodskap van die kruis. Kom ons bid saam.
Maak julle oë toe. Ek wil jou vra vanoggend. Dalk het ek op jou tone getrap. En jy voel net in jou gees, ja, dalk is ek skuldig daaraan. Ek is so gefokus op Paasnaweek en op Kersfees, dat ek eintlik nie minder kan omgee met my verhouding met Jesus nie. Ek het nooit voorbereid vir as die regte groot dag moet kom nie. Ek het nie olie by my nie. Ek wil jou uitnooi vanoggend. As jy saam met my 'n passie gedrewe Christen wil wees, en soos Paulus wat deurdrenk word deur die boodskap van die kruis, wil ek vra dat jy vanoggend jou hande sal opsteek en weer opnuut jou verhouding met Jesus sal sterk maak. Amen. Ag Here, ons gee aan U al die eer, Vader. Vader, ek bid vir elke persoon wat vanoggend verklaar en sê, Here, elke liewe dag dra ek my kruis. Elke liewe dag is ek in verhouding met U. Hoekom? Want ek wil voorbereid wees vir wanneer die groot dag kom. Julle kan my julle hande sak. Vader, ek wil net weer eens dankie sê vir hierdie mooi woord wat U in ons harte geplant het. En ek vra dat ons dit nie hierso sou los nie, maar dat ons dit sal uitleef en uitoefen tot die dag. Ons dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen.